Speaker, ek wil in die eerste plek van die geleentheid gebruik maak om die Vryheidsfront Plus se leedwese uit te spreek met die afsterwe van generaal Jannie Geldenhuys, 'n vorige hoof van die Suid-Afrikaanse weermag, en wil ons vir sy gesin en sy familie ons innige meegevoel betuig en mag hulle vertroosting ontvang van ons hemelse Vader. Generaal Geldenhuys was bekend dat hy nie net 'n soldaat was nie, maar hy was ook 'n kenner van politiek en het hy 'n groot rol gespeel, ook in die politieke ontwikkeling, selfs as hoof van die Suid-Afrikaanse weermag, maar hy was ook 'n mens. Hy het ook die menswees van 'n soldaat goed geken en almal het hom gerespekteer. So ons wens die familie sterkte toe. Agbare Speaker, as ek kom by die wetsontwerp, uit die aard van die saak is dit 'n aantal tegniese veranderinge wat ter sprake is, maar die belangrike is byvoorbeeld dat daar 'n hele aantal verandering is in terme van om beter dissipline te handhaaf in die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. As ek een voorbeeld kan vat, byvoorbeeld dat as 'n lid vir 10 agtereenvolgende dae afwesig was sonder verlof, dat so 'n lid se diens dan beëindig word. Dit is kommerwekkend, agbare Speaker, dat as 'n mens rondbeweeg en dan sien 'n mens dat persone in uniform rondbeweeg in die openbaar, en ja, natuurlik van hulle sal toestemming hê, maar jy kan ook sien, baie van hulle het eenvoudig net gaan inklok en dan het hulle maar net weer die basis verlaat. Ek het al gesien in Potchefstroom dat daar eintlik gespog word dat ons bly net tot 10 uur in die basis, daarna gaan loop ons rond in die dorp. En daarom verwelkom ons hierdie tipe van maatreëls. En die agbare minister weet dit ook, dat daar moet streng gekyk na dissipline. 'n ander aspek is byvoorbeeld dat die minister die magte en die bevoegdhede het om sekere maatreëls aan te kondig om militêre basisse meer veilig te maak. Agbare minister, ons ondersteun dit. Maar die werklikheid is, dis ook onaanvaarbaar dat 'n mens dan in die media moet verneem van wagte by ingange van militêre basisse wat aan die slaap is, wat oorval word deur misdadigers met messe, en dan word die wagte van hulle wapens in terme van R4 gewere ontneem, as ook hulle lewendige ammunisie. En dit is nie aanvaarbaar dat ons sulke swak dissipline het nie. So hierdie maatreëls is wel in plek, maar ek wil 'n beroep op die agbare minister doen om te verseker dat die dissipline moet absoluut opgeskerp word in die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. Want ons kan watse wette maak, ons kan watse reëls maak. Die sukses daarvan gaan afhang hoe gedissiplineerd ons lede dit gaan toepas. Dit is moontlik, ons kan hulle behoorlike gedissiplineerde opleiding gee, en slegs dan sal 'n wetsontwerp soos hierdie wel sy nut hê. Die Vryheidsfront Plus sal dit ondersteun.